Dis lekker om vanoggend weer by mekaar te wees met die afskop van 'n nuwe reis wat ons saam hardloop, 'n nuwe reeks waar ons bietjie praat oor druiweboer en hy gaan vir jou sin maak soos ons aangaan deur hierdie reeks en is bekende skrifverse en dalk bekende gedagtes, maar ek nooi jou om so klein bietjie anders na hom te luister. Ek nooi jou om jou ore te spits en jou hart oop te maak terwyl ons dan vanoggend saam gesels. Die eerste ding wat ek wil doen is ek wil 'n foto op die skerm gooi en ek hoop almal weet wat dit is. Wat is hierdie ding? Wat is daai? Dis 'n foon, dis 'n selfoon, né? Dis wat almal onder 10 wensel gehad het en almal oor 60 wensel kan weggooi, né? Soos wat hy net al hoe meer begin oorvat en saam met jou is. En 'n foon is iets wat 'n realiteit is. Ons almal het dit, jy kan nie sonder dit nie. Hy saam met jou, hy heers party mense se lewe en vir party mense is hy 'n tool wat goed gebruik word en party mense misbruik hom so 'n bietjie, maar hy's deel oral waar ons gaan. Nou wil ek gou twee ander daarop sit. Sit gou die volgende fotootjie van die twee foontjies daarso neer. 100%. Vinnige vraag oor daai twee fone. Werk enige een van hulle? Miskien die linkerkantste een, nee, maar hulle is nie by nie. Wat dink julle het met die linkerkantste een gebeur? Geval? Gegooi? Dat sê, ja, ek is klaar gepraat. So, nee, so wat het daar gebeur? Alwyn, wat jy gesê? Laars. Vra vir Lars. Ons sê dit, Lars breek fone, moenie met hom iets soos dit. So daar's baie goed wat ons kan maak dat daai foon aan die linkerkant, dat hy nie meer so goed binne werk en orde is nie. Maar die foon aan die regterkant, die waarheid bly dieselfde. Jy kan hom ook nie regtig gebruik nie. Maar die verskil tussen die twee is, die foon aan die linkerkant, daar het iets massief gebeur. Iets groot gebeur wat hom so gebreek het dat hy nou buite werking is. Die foon aan die regterkant, hy was net nie gekoppel aan die krag nie. En ons almal het al so 'n oggend gehad, ek weet nie of jy al wakker geword het in die oggend nie, en dan as jou foon gaan die wekker af, en as jy hom afsit, het hy glad nie deur die nag gecharge nie, en ons amper geen krag op hom nie, en dan heel dag moet jy uitfigure waar jy hom op charge gaan hou, net sodat jy amper deur jou dag kan kom. En die probleem is, die foon aan die regterkant het al die potensiaal om te kan werk, om al die oproepe te kan maak, om te doen presies wat jy van hom verwag. Hy het net nie die krag nie. En dit beteken niks van die foon nie. Daardie foon kan nog steeds sê, weet jy wat, daai foon glo dat hy geheg moet wees aan krag om te kan werk. Daai foon kan dalk 100% glo in elektrisiteit en al die krag wat dit in sy lewe kan wees, maar as daai foon nie fisies ingeprop is nie, dan gaan hy nie werk nie. En vir elkeen van ons bly dieselfde so. As ons nie bly in Christus nie, as ons nie ingeprop is nie, is daar nie die krag om die werking en die vrug te gee wat in elkeen van ons se lewens kan wees nie. Partykeer is jy so gebroke dat jy het hulp nodig, dat jy mense nodig het en jy het 'n pad nodig en as jy daar is, asseblief reik uit. Ons het fantastiese gebedsspan wat saam met jou wil wees. WhatsApp ons wil jou help, ons wil saam met jou 'n genesingspad stap. Maar partykeer is jy net nie in Christus gebly nie en stadig, maar seker het jy leeg geloop. En nou wonder jy, hierdie ding werk net nie. Hierdie ding, ek is nie gekoppel nie. Ek is nie daar waar ek moet wees nie. En hierdie reeks gaan ons 'n bietjie, vandag veral, gaan ons 'n bietjie gesels oor die gedagte van bly in my, daai bekende woorde van Jesus in Johannes 15. Want ons moet besef dat sonder verbintenis stap lewe stadig uit ons lewens uit. En sonder lewe in ons lewens kan ons geen vrug dra van wie Christus is nie. So ons gaan begin, ek nooi jou om jou Bybel uit te haal, ons gaan begin by Johannes 15 vers 1 tot 8, as jy jou Bybel het, kan jy saam in hom lees, as jy nie het nie, gaan hy net daar op die skerm wees, dan kan jy enige tyd saam met my lees, en dan skop ons hierdie dag af. So ons begin by Johannes 15, ek gaan al van vers 1 af lees, en dan kyk ons net, wat gaan hier aan, en wat beteken ons, wat bedoel ons met Jesus, wat hierso besig is om te praat, en hy is besig om te sê, bly in my. Dit skop af en sê, ek, Jesus wat praat, is die egte druiwestok, en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my, wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Vers 4, bly in my, soos ek in julle, net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek
is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle vra, dan wat julle wil en ek sal met julle vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Wat 'n fantastiese skrif waar die Here sê, kom, bly in my en ek sal met jou hierdie diep verhouding wat hier saam is. En net dadelik inval daai vers 7 wat daar sê, as julle in my bly en my woord in julle het, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Daai is 'n bekende so half ritme, so 'n rympie wat gesê word, Johannes 15 daar vers 7, 14, 13, Johannes 11, 41 en 11, 15. En dis die gedagte van God wil homself openbaar aan die mense daar buite. En hy wil jou gebruik om dit te doen en jy het 'n geleentheid om te vra, sodat God die eer kan kry vir alles in jou lewe. Sodat die vrug wat gedra word, mense kan lei na hom toe. En dit is wat hierso vir ons neergesit is, hierdie uitnodiging om ingeënt en deel te wees, 'n loot binne in hierdie druiwestok wat is Christus. Maar dit is moeilik vir ons. Dis 'n uitdaging, want baie keer in ons lewe het ons so half 'n checkboxie manier van goed doen en ons wil iets doen en dan is dit een keer gedoen en dan is dit klaar gedoen en dan wil ons dit nie eintlik weer doen nie. Maar as ons praat van 'n verhouding met Christus, is dit iets wat jy gaan moet doen en aanhou doen. Dis 'n werk wat aanhou werk en aanhou moeite insit en aanhou groei en groei. Dit is hoe jy in Christus bly. Dis nie 'n een keer gebed check, nou het ek dit gedoen en ek kan aangaan met wat ook al nie. Ons weet dit want ons het skrifverse soos Hebreërs 2 vers 1 en dit sê, daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het. Hoekom? Sodat ons nie dalk wegdryf nie. Want hierdie lewe waarin ons is een waar dinge beweeg en as ons nie keer nie, gaan ons spoel. Ek weet nie wie van julle nie, kort storie breek, wie van julle kinders het en dalk al 'n groot see uitstappie saam met hulle aangepak het. Ek het so 'n herinnering wat hier agter in my kop leef, van ons wat as kinders see toe gegaan het. En ons gaan daar in die see en dan speel ons en dan sê die vlaggies wat sê waar jy mag swem, en dan swem jy lekker en dan volgende oomblik en skree daar iemand, jou pa skree of iemand sê en dan sê jy, kom weg daar, jy's nie tussen die vlaggies nie. Kom jy uit, dan sê hulle, hoekom gaan jy daar waar jy nie moet wees? Sê ek het nie daar gegaan nie, ek het net geswem. Ok, en as dit nou geduldig, gaan vat papa terug hier in die middel, gaan jy tussen die twee vlaggies in, hè? Swem die kinders en is lekker en speel en dan kort voor lank, as skree iemand weer daar van die rand af, kom uit, en dan wat nou? Weer buite die vlaggies. En dan later besef jy, dis nie 'n moedswillige kind wat dalk nou gegaan het al die pad buite om te kyk hoe ver hy buite die vlaggies kan kom en die boundaries kan druk. Nee, dit is wanneer ons in die see is daar strome wat spoel en daar's beweging in die water. En as ek wat in die see is nie kyk na my merkers en myself op die regte plek hou nie, stadig maar seker spoel ek na 'n plek van gevaar toe. En as Christus staan, as Jesus daar is en hy nooi jou, hy sê, bly in my. Is dit nie 'n een keer sê, hierso klim ek in, hierso is alles nou reg en perfek en nou kan ek voortgaan nie, dit is nie, hierso, kom nader, bly hierso, moenie dat hierdie lewe jou hierdie kant toe en daardie kant toe spoel nie, let op alles wat jy gehoor het, sodat jy nie kan wegdryf nie, bly hier in my, bly naby my, bly soos die selfoon aan die begin, bly connected, bly ingeprop, sodat jy die krag kan aanhou kry, sodat lewe deur jou kan vloei, sodat vrug in jou gedra kan word. Ons moet besef, dat as God se lewe in ons heers, as die lewe van Christus wat spoel en lewegewend is in ons is, dan sal ons vrug dra. Dan sal ons lewe spreek van Christus in die karaktereienskappe wat ons het, in ons woorde en in ons optrede. Vrug is ietsie wat 'n bewys is van die lewe van Jesus wat binne in ons is. Ons het fantastiese stories om ons daarmee te help. Ek nooi jou, ons gaan nou 'n kort stukkie uit Psalms uitlees. As jy jou Bybel wil het, kan jy gou daartoe draai ook. Psalm 1 vers 1, hier heel aan die begin waar ons met die Psalms afskop.
was myne hierso. Psalm 1 vers 1 tot 3 het begin en dit sê, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die byeenkoms van spotters sit nie, maar die vreugde vind wat in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Dit is soos om te mediteer daaroor, om te dink daaroor. Die dinge van die Here is besig om in jou te spoel en deur jou te beweeg. Vers 3, soos daai beeld wat ons ken, so iemand sal soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrug op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. 'n Persoon wat dit kan regkry om by God se waterstrome te wees, sal altyd op 'n plek wees waar hy vrug dra op sy tyd. Sy blare sal groen wees en dit is omdat die omstandighede waarin hy is een wat reg is vir hom om vrug te kan dra. Ek wil julle vertel van die vorige huis waarin ek en my vroukie en my laaitjie gebly het, was daar 'n perskeboom agter in die yard gewees, toe ons hom gekry het. Nou, ek het nie groen vingers nie. Ek wil glo ek het groen vingers, maar ek het nie groen vingers nie. Ek sit nog steeds die moeite in, maar ek is nie baie goed daarin. Nou, hierdie perskeboom kom daar, en ek visualiseer hoe ek perskes van my perskeboom af kan pluk en eet, né? En spoiler alert, ek het nooit daai regtige liefde gekry wat ek daar gesien het nie, maar ons het hierdie perskeboom, en die eerste jaar draai al hierdie mooi pink blommetjies. Ek weet nie of julle al gesien het, as daai bloeiseltjies so uitkom, en dis hierdie pragtige kleure oor daai hele boom, en dit is so mooi, en ek sien en uit die blommetjies uitkom hierdie vruggies, en dit is so mooi, en ek dink aan die perskes, en hoe lekker dit gaan wees om perskes te eet, en daai perskes is net so klein. Niks gebeur, hulle bly kliphard, niks kom daarvan af. Ek heel frustreerd hier uit. Ek het 'n vriend wat boer met steenvrugte. Ek bel hom. Ek sê vir hom, luister, Rian, help hierso. Kyk hierso. Ek stuur vir hom foto's en video's. Ek sê, wat gaan nie aan? Hy sê, o, is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Jy het nie die regte voeding in die grond nie. As jy die regte voeding in die grond gehad het, sou daai perskes mooi gewees. Ek sê, Rian, is reg, kry die regte voeding in die grond. Perskes is klaar. Alright, daai jaar mis ons. 'n jaar later kom daai persbloeiseltjies weer uit. Pragtig, daai hele boom is so mooi. Voeding in die grond, so die ou is reg mos nou vir die perskes wat hier aan hierdie boom gaan groei. En die perskes kom en hulle kom so uit, en toe hulle begin uitkom, toe verrimpel al daai blare so in mekaar in. En ek het geen idee wat aangaan nie. Ek bel weer, Rian, help hierso, wat gaan nie aan? En hy sê, ystertekort. Ek het eers geweet, bome kan ystertekort kry, was nuus vir my. Vind ek uit, my boom het ystertekort, en ons figure uit, en hy kry toe yster wat hy nodig het, maar daai jaar is verby. Hy verloor al die blommetjies en al die vruggies en als. Volgende jaar, dan is daai boom voeding en yster gesot. Nee, hy's reg vir hierdie. En hy kry weer daai mooi pink blommetjies, wat so oor daai hele boom kom, en die blare bly mooi groen, en hulle bly oop, en die blommetjies draai in vruggies, en die vruggies is heel oor die boom, van daai takke hang so, soos waar daai vrugte so begin groei, en so begin hulle so stuk bietjie geel raak. Ek dink, hoe pragtig is dit, my eie perskes van my perskeboom, en ek onthou die eerste een wat ek so pluk, en ek sny hom so oop, is hy vol wurms, daar aan die binnekant. Het jy al wurms gesien terwyl jou mond water? Weet jy hoe die mekaar is jy, né? Want jy pluk hom in jou mond water, en jy is so reg, en ek is so bly ek het hom gesny met 'n mes en nie 'n happie gevat nie, en ek sien hierdie wurms, en ek sny soos, en ek kyk en al hierdie vruggies het steekplekkies op. Ek bel my vriend, ek sê, wat gaan aan? Hy sê, maar die insekte steek hom, jy moet goed spuit, jy moet 'n ding, jy moet, ja, en ek figure dit glad nie uit, ons trek kort daarna, nooit perskes van daai perskeboom af geëet nie. Maar jy kan baie sê van hoe die boom lyk, en die vrug wat die boom dra. Kan jy baie sê van die boom en sy omstandighede? Nee, ek het nie geweet nie. Ek het niks geweet nie. Ek met my glad die groen vingers het my beste gedoen in daardie omstandighede, maar die boer het gekyk na die boom, en hy het gekyk na die vrug, en hy het gekyk na die blaar, en hy kon weet wat is die grond waarin hy staan. Hy kon sien die tekort aan die boom gebaseer op die blaar en die vrug wat in hom groei. Ons dra vrugte, blare, soos wat hierdie Psalm sê, as ons geplant is in die regte waterstrome, sal ons vrug dra op die regte tyd, en ons blare sal nie verdor nie. As ons op die regte plek geplant is, sal ons 'n voorbeeld kan wees, wat vrug dra van Christus, en lyk op die regte manier. Maar as jy kyk na jou lewe, of jy kyk na mense langs aan jou, en jy sien die blare is nie groen nie, en die vrug is nie daar nie, dan moet ons weet, ek dink hierdie lewe is baie besig.
En ek dink hy's ongelukkig so besig, dat ons onsself begin oorreed het. Dat hierdie is net simptome van besig wees, in plaas van simptome van nie meer geheg aan my Christus wees nie. En wanneer ons besef dat ons nie die vrug dra wat ons moet nie, moet ons terugkom na ons Christus toe. Moet ons terugkom na 'n plek waar ons geheg aan hom kan wees, waar sy lewe in ons vloei soos elektrisiteit in my selfoon as hy dood is, en daai lewe begin groei, en daai vrug kan begin dra word. Vrug dra binne in Jesus is nie iets wat opsioneel neergesit is nie. Dis iets wat hy sê 'n simptome is van, kan nie help as om te gebeur wanneer jy ingeënt is in hom, wanneer jy in Christus is en daai lewe in jou is, sal jy vrug dra. Sal jou lewe spreek van Christus se liefde. Hier word hy gegooi na jou toe. Die bal is in jou hand, om te gaan kyk na jou lewe. Te gaan kyk na die boom wat groei, wat is jy? Te sê, hoe lyk die vrug wat aan hom groei? Hoe lyk sy blare? Wat is die grond waarin hy gegroei is? Waar is jy ingeënt? Hoe lyk jou energie? Hoe lyk jou moeg? Ek kan nie vir jou sê waar jy is nie, ek weet waar ek is. Soms kies ek om nie te sien waar ek is nie, en jy probeer mos net daai goed onderdruk. Maar jy het die verantwoordelikheid om in Christus te bly, en daarom moet jy weet of jy in is of nie. Jy moet die werk sit om in te wees. Ek wil nog een keer hierdie Psalm 1 vir ons lees, en ek nooi jou net daar waar jy is. Maak jou oog gou toe. En hoor wat sê Christus van iemand wat in hom is. Psalm 1 vers 1 begin en hy sê, gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan nie, en nie in die byeenkoms van die spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel, oordink, mediteer oor die dinge van Christus. So iemand sal soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrug op sy tyd gee, en waarvoor die blare nie verdor nie. Here, dankie dat U vir ons nooi, om in U te wees. Here, dankie dat U vir ons nooi, om deel van U te kom wees. Here, U is die wingerdstok, en ons die lote, en ons is in U. Here, seën elkeen van ons, in hierdie reis om naby te bly, en die werk om onsself in U teenwoordigheid te gee, om onsself te hou op die plek waar U energie vir ons vul. Here, maak ons attent daarop, wanneer ons ver is. Wys aan ons die simptome van 'n mens wat nie by U waterstrome is nie. Gee ons rus, gee ons lewe, en mag ons naby aan hierdie druiweboer wees, naby aan hierdie wingerdstok wees, en mag sy krag en liefde ons vul elke dag. Amen.